Goeiemôre. Het jy al gehoor van Eldad en Medad? Dis mooie name. Eldad beteken die liefde van God, of God is liefde. En Medad beteken, of is 'n soort liefde wat praat van 'n sorg, 'n diep omgee. 'n lief vir jou, maak nie saak, jy is verkeerd, maar ek is nog lief vir jou, soort woord. Hierdie was 2 manne in Moses se tyd. Ek het laas week vir u verduidelik, partymal is dit gevaarlik, as die Here jou gebed antwoord. Want jy het geluister na vreemde stemme, en dit het jou behoefte, jou begeerte geword. Jy moet maar miskien gaan kyk vir laas week. Maar hierdie opgesom is, die Israel mense was baie kwaad, baie ongelukkig, hulle soek vleis. Hulle moan, hulle soek vleis. Maar hulle manier, hulle trots, hulle kla, en hulle verlang terug na Egipte, het die Here baie kwaad gemaak. Toe stuur hy vir hulle vleis, voeltjies, en dit het baie van hulle doodgemaak. Wel, hulle het vleis gekry. En nou, tussen in daardie storie, lees ons in Numeri 11 vers 24 tot 29. En ek gaan dit net opsom. Moses se skoonpa het vir hom goeie raad gegee. Hy het vir hom gesê, kies vir jou 70 wyse manne. Goeie manne, met gesonde huis, wat lief is vir die Here, en kry hulle by mekaar, laat hulle jou help om die mense te bestuur. En hierdie 70 manne saam met Moses en sy broer Aaron, het van tyd tot tyd het hulle by mekaar gekom by die tent van samekoms. So hulle het amper soos 'n leier by mekaar gekom om te vergader en te praat met die Here en natuurlik ook te hoor wat sê die Here. En Moses het hierdie mense by mekaar gehad en ons lees vers 25 sê, daarop het die Here neergedaal in die wolk. Onthou waar hulle by mekaar, daar was mos wolk in die dag en vuur in die nag. Nou hulle kom by mekaar en die wolk kom en die Bybel sê, God het sy gees, die gees wat op Moses was, ook verdeel na die 70 manne. Dis iets van amper profeties van Pinksterdag, waar daar was 70 en al 70 het gekry die Heilige Gees. En terwyl die Gees op hulle rus, het hulle begin profeteer. Maar nou is daar 2 manne, hierdie Eldad en Medad. Hulle is nie daar by die tent nie. Nou ek is nie presies seker of hulle miskien daar moes wees en nie gekom het nie, of hulle nie deel was van die 70 nie, en of hulle net buite was. Vir my lyk dit meer asof hulle nie deel was van die 70 nie. Hulle was tussen die mense. Die 70 is daar by die tent, maar hierdie 2 is nie daar nie. Maar baie interessant, daardie tyd toe die Gees van die Here val op die 70 en hulle begin profeteer, het hierdie 2 manne, wat nie by die wolk, of hulle was ook onder die wolk, maar hulle is nie by die tent nie, hulle het ook begin profeteer. En toe daar 'n jong man gekom, Moses, daar is 2 manne wat profeteer. Hy sê eintlik, daar is 2 manne, hulle is nie deel van die leiers nie, hulle is nie deel van hierdie groep nie, hulle is nie daar nie, maar hulle profeteer. Jy moet hulle stil maak. Joshua,
Moses se, ek wil amper sê army leier, hy sê, ons moet hulle gaan stilmaak. En dan sê Moses hierdie verskriklike mooi ding. Hy sê, nee, los hulle. Ek wens die hele volk kan profeteer. Ja, verbeel jou dit. Verbeel jou as almal skielik begin profeteer. Kan jy dink, as die Heilige Gees uitgestort is, op elke plek, en almal begin profeteer. Dit sal die wêreld verander. Dis so wonderlik. So hulle kom by mekaar. Hierdie twee is nie daar nie. Die Jode tradisie sê, hulle was te skaam om daar. Hulle was het gevoel, ons is nie waardig, ons is nie deel nie, ons gaan maar terughou. So daar is so ietsie van 'n nederigheid. Maar hierdie manne soek die Here daar waar hulle is. En daarom, Moses is so 'n soort leier. Hy is nie bang omdat hulle profeteer nie. En ons moet pas op vir dit. Ons moet baie pas op oor dit. Want baie maal, ons weet ook in Jesus se tyd, in Markus 9, kom Johannes, en hy sê, ons het iemand gesien, hy ook preek, hy gebruik Jesus se naam, ons moet hom stop. Jesus sê nee, hy is nie teen ons nie, los hom. Wie nie teen ons is vir ons. En dis dieselfde soort boodskap in Moses se tyd. Moses sê nee, los hulle doen goed. En dit is wanneer God vir ons meer belangrik is as ek. Ek en my groep, ons is heiliger as julle, ons profeteer, julle kan nie. Julle moet versigtig. Nee. Los die mense. Vertrou die Gees van God om op elke plek deur mense te werk. Hulle hoef nie deel van jou groep te wees nie. Hulle hoef nie saam met jou in die Bybelstudie te wees nie. Hulle hoef nie in jou kerk te wees nie. Dis wanneer ons sê, Here, werk soos U wil, deur wie U wil, wanneer U wil. Dis nie net vir party mense nie, dis nie net vir die 70 nie. Ek dink dis vir almal wat vas is aan die Here. Want vir my is die eenvoudige profesie is eintlik maar net iemand wat praat met die mense oor God. 'n Profeet is iemand wat sê, God se standaard is so, ons moet seker maak dat ons aanpas by sy standaard, want wanneer ons dit doen, gaan hy ook vir ons seën. So, ek het laasweek ook gesê, profesie het altyd so bietjie van 'n waarskuwing en 'n groot belofte. Pas op vir mense wat net beloof sonder die waarskuwing. Maar hier is manne, hulle profeteer, want die Heilige Gees werk soos hy wil. Plek, posisie is nie belangrik nie. Moses toe hy sê, ek wens eintlik almal, dis so ietsie van Joël wat later sê, dat die Gees op alle vlees uitgestort sal word. Ek verlang daardie dag. Ek verlang wanneer mense so gefokus op die Here, maak nie saak die omstandighede. Hulle is tussen die mense, daar waar die mense besig is om te moan, ons soek vleis, daar waar die Israeliete siek is, daar waar die Israeliete moeilik is, daar gebruik die Here, daar, tussen hulle, is daar profete. Hier in Suid-Afrika, hier in die wêreld, waar alles deur mekaar en sleg. Mag ons soos Moses sê, Here, laat die profete profeteer. Here, en maak my so sensitief vir U,
dat as ek moet profeteer, dat ek nie sal stil bly nie. Dat ek nie sal voel, wel, ek is nie deel van daardie groep. Nee. Dat ek sal profeteer, dat ek sal praat oor God se standaard, dat ek sal praat oor die beloftes van God, maak nie saak wat aangaan tussen die mense. Laat u Heilige Gees ons gebruik soos u wil. Moses was 'n ware leier. Hy was nederig. Hy is nie bang omdat ander mense profeteer nie. Is goed. Hy hoef nie alles te beheer nie, hy hoef nie deel te wees van my 70 nie. Hy soek God se verheerliking vir almal, want hy's gefokus op God en sy beloftes. Here, help ons om te kan onderskei tussen profesie en waarheid. Wanneer is profesie waarheid, wanneer is dit leuen? Maar ook, Here, wanneer u waarheid, u Gees in ons brand, dat ons nie sal stil bly nie. Dat ons soos Eldad en Medad, dat ons sal verklaar, God is liefde. God diep omgee. Hy wil sorg. Dat ons 'n profetiese boodskap van heling, van standaard en van u beloftes sal bring. In Jesus naam. Amen.